Geliefdes, ek wil graag vanmôre met u gesels oor, in my eie gees, in my hart ervaar ek dit as seker die belangrikste boodskap wat ek hierdie jaar nog gebring het. En ek wil graag dit koppel aan daai eerste lied wat ons gesing het. Ek ken die lied gehad, ek het al gehoor het om hier geoefen 'n paar Sondagoggende, en ek dink vir baie van u was dit dan ook 'n vreemde lied. Maar as ons gaan kyk na die woorde van daardie lied, dan sê daardie lied so geweldig baie. En dis ek wil veral die tweede versie van daardie lied wil ek net vir u lees. Dit sê dit as volg: Though clouds may gather in the sky, and billows round me roll, however dark the world may be, I have sunlight in my soul. Ons het dit vanmôre gesing. En ek wonder of ons regtig die impak van hierdie woorde besef het terwyl ons dit sing. Want ek weet nou, omdat dit 'n vreemde lied is, ons nie die woorde ken nie, stoei ons baie keer so om net die woorde ingepas te kry, dit is net die lied sing. En ons, die Engelse woord is, we don't grasp. We vat nie vas wat daai woord regtig probeer sê. Hy lied regtig probeer sê. En dan sê die koorgedeelte, wat 'n paar keer herhaal word in die lied, sunlight in my soul today. Sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of His love within. En dit is die getuienis van 'n kind van die Here. Dat al is die wolke hoe donker, al is die aanslag hoe groot, al is die krisisse hoe geweldig, as jy Jesus ken, is daar sondig in jou hart. Dan kan jy met 'n glimlag rondloop, al donder die donderslag rondom jou. En ek weet, dit is nie maklik. Ek weet, ons almal gaan deur baie moeilike tye in ons lewe. En al wat ons deurdra, is dit waaroor ek vanmôre wil praat. Die opskrif of dan die tema van my boodskap vanmôre is die absolute wonder van God se liefde. Ek wonder of ons regtig kan besef, verstaan, verklaar, verduidelik, kommentaar lewer oor hoe groot is God se liefde. En dan kan ons baie maklik sê, pastoor, hoe kan jy met my kom praat oor God se liefde, want dit geloof verkeerd, dit gebeur, dit is die aanslag. Ek het begin wonder of God my lief het. Ek het begin wonder of God vir my omgee. Stel God in my belang, is ek nie so nietig dat hy oor my kyk nie. Hoe kan jy sê God het my lief as ek my werk verloor? Hoe kan jy sê God het my lief as ek nie kos vir my kinders het nie? Hoe kan jy sê God het my lief as daar 'n doodsverklaring van kanker oor my lewe uitgespreek is? Hoe kan jy sê God het my lief? En vandag wil ek vir u sê, is daar op hierdie aarde en in hierdie stad van ons en daar binne in kerke vanmôre talle mense, honderde, duisende mense wat twyfel oor God se liefde. En ek wil dit waag om vir jou te vra, hoe seker is jy God het jou lief? Wat 'n invloed, wat 'n impak het God se liefde in jou lewe? Toe ek hierdie boodskap voorberei het,
het ek vir myself gesê, Herman, dit wat jy nou vanmôre oor gaan praat, kan 'n reeks van 2 maande word. Daarom, ek wil verskriklik kort vanmôre net vir u noem hoe wonderbaar, absoluut wonderbaar God se liefde is. En ek bid, en ek smeek my God, ek het vanmôre voor die Here gesit en gesê, Here, asseblief, ek bid dat die Heilige Gees hierdie woord vanmôre sal inbrand in jou gees. Want ek wil vir jou sê, as jy nie God se liefde verstaan nie, gaan jy dit nie maak nie. As jy die liefde van God nie verstaan nie, gaan God jou onderkry. Dan gaan jy begin twyfel. Ek dink eintlik, en ek is self daaraan skuldig, ons praat met mekaar te min oor God se liefde. Die woord van die Here sê in Johannes 4 vers 7 tot 16, en die van u wat nou die Bybels volg, ek het so hier en daar 'n versie uitgehaal net ter wille van tyd en die spasie op my slide. Maar lees saam met my, 1 Johannes 4 vers 7 tot 16. Hy wat nie lief het nie, nou praat hy met jou en met my, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het. Dis die definisie van agape liefde. God het gegee, het sy seun, sy alles gegee, sodat ons deur hom kan lewe. En jy kan nie sê jy ken God net in die begin, as jy nie daai liefde verstaan. Hier is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. Paulus staan dit op 'n ander plek vers, bietjie anders, hy sê, God het ons eerste lief gehad, en sy liefde was so groot dat hy ons lief gehad het, toe ons nog sondaars was. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie jy of ek het God gesien nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. So hoe sien ons God in mekaar? Deur ons liefde vir mekaar. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. Dan herhaal hy, God is liefde. Nou hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Wat ek weer sê, as ons vanmôre nie God se liefde verstaan nie, dan ken ons hom nie. En as ons nie vanmôre God se liefde kan verstaan nie, dan het ons geen waarborg dat ons gaan oorleef tot die einde toe. God is liefde. En as jy en ek sê, ons is kinders van die Here, dan moet ons God se liefde verstaan. Nou, Moses het op 'n stadium ook deur moeilike tye gegaan met die volke, daar in die woestyn. En sy moeilikste oomblik was daai oomblik toe hy met die 2 tafels en sy arms van die berg afgestap kom, en hy oor die volk uitkyk en sien hoe dat hulle besig is om 'n goue kalf te aanbid. Ek dink dit moes die skok van sy lewe gewees. En die krisis van sy lewe was so groot dat hy teruggaan na God toe. En dat hy vir God sê, Here, ek wil U sien. Want Here, die God wat ek hier sien gebeur, kan ek nie glo dat U so magtig is om hierdie volk deur hierdie woestyn gelei te kry. Want kyk wat doen hulle. Kyk
waarmee is hulle besig? Nadat U vir hulle die see gekloof het, nadat U vir hulle Egipte oorwin het, nadat U vir hulle eintlik skatryk gemaak het uit Egipte land uit, ten spyte van alles wat U vir hulle gedoen het, Here, kyk wat maak hulle. Ek wil U sien. Ek weet nie van jou nie, want ek was ook al daar. Ek was ook al op 'n plek waar goed so verkeerd loop. Dinge is so gebeur, soos die laaste week gesê het, waar die spruitjie leeg raak. En jy net meer antwoorde het nie. Gaan jy vir jouself sê, as hierdie God bestaan, wil ek hom sien. Dis wat Moses was. God, ek wil jou aanskou, en die Here sê vir Moses, jy kan my nie sien, as jy met my met jou oë gaan sien, gaan jy dood neerslaan. Maar wat ek sal doen, ek sal vir jou verbygaan, en ek gaan jou bedek met my hand, en ek gaan jou toelaat om my van agteraf te sien. En dit was al klaar, 'n groot genoeg voorreg vir Moses, om God van agteraf te kon sien. En toe God by hom verbygaan, toe sê Moses die volgende. Eksodus 34 vers 6 tot 7. Toe die Here by hom verbygaan, het hy uitgeroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou, wat die goeie tierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. Dit is die liefde van God. Hierdie twee versies is die definisie van wie God is. En God is liefde. Hierdie twee versies, behalwe vir 'n ander keer waar die mense ook vir Moses vra, dat hulle wil weet wie is God. Toe sê God, Moses gaan sê vir die mense, ek is wat ek is. Dis die twee definisies van God. Ek is wat ek is, en ek is liefde. En hier kom Moses, en toe hy God van agteraf beskou, toe roep hy uit die definisie van God se liefde. En hy noem 6 dinge van God se liefde. En dis wat ek vanmôre vir jou kort wil doen. Dat jy verstaan vanmôre hoe groot is God se liefde vir jou en vir my. En eers as ons hierdie goed werklik verstaan, dat ons as Moses kan sê, Here, ek is op 'n laagtepunt, ek is teleurgesteld, ek is moedeloos, mense het my nagekom, ek is seer gemaak, ek is verward, ek het nie antwoorde nie, maar Here, as ek hier net van agteraf kan sien, is dit die goed wat ek gaan sê, van hoe ek hier begin ervaar en beleef in my lewe. Dat jy vanmôre, daar waar jy in jou gat sit, daar waar jy by 'n droë spruit sit, daar waar jy moedeloos jou kop laat hang, daar waar jy sê ek het nie meer antwoord vir die toekoms nie, dat jy net weer in jou gees God kan sien en kan uitroep, Here, U is 'n barmhartige God, U is 'n genadige God, U is 'n lankmoedige God, U is 'n God van getrouheid, Here, U is 'n God wat oortredinge en sonde vergewe. Here, U het my lief. Dit is wat jou gaan deurdra. Dit is wat jou die moed gaan gee om weer af te gaan na die volk en aan te gaan met die opdrag van God in jou lewe, omdat jy God gesien het, die God van liefde. As jy dit nie vanmôre kan uitroep en kan sê, dis hoe God beleef nie, gaan God vir jou 'n God van straf wees. God van veroordeling wees. God wat soek om jou ondergang te bewerkstellig. En ongelukkig is daar baie mense in hierdie wêreld wat God nie meer dien nie, wat nie meer kerk toe gaan nie, wat God afgeskryf het, omdat hulle God nie sien as die God van liefde nie, maar as die God van die wet, die God van veroordeling, die God van straf, die God wat mense te nakom.
Hoe sien jy God vanmôre? Hoe hanteer jy jou omstandighede? Die eerste ding wat Moses sê, en ek gaan nou vir jou die Hebreëse woord gee, want dit is ook name van God, waardeur God homself openbaar. Eerste ding wat Moses kom, en hy sê, Here, u naam is Rakum, en die Engelse Hebreëse woordeboek stel het so, hy sê, Rakum beteken the tender or pitiful one, who is full of kindness and compassion. Dis my God van liefde. God het my so lief, dat hy altyd goed is. God het my so lief, dat hy barmhartig, sagmoedig, nederig van hart is. God het my so lief, want hy gee intens vir my om. Is dit hoe jy God beleef? Is dit hoe jy die God se liefde beleef in jou lewe? Dat hy spyte van mense wat jou in die rug steek, ten spyte van mense wat jou teleurstel, ten spyte van omstandighede wat jy nie verstaan nie, dat jy kan sê, my God het my lief, want hy is 'n goeie God. Hy is 'n barmhartige God, en hy gee vir my om. Dis die God van liefde. Die God wat vir my omgee. Dawid roep uit op Psalm 34 vers 8, dan sy smaak en sien dat die Here goed is. En gaan lees nou met daai klompie Psalms 100, Psalm 30 tot 40, 45 daarom. Dan gaan jy sien, dit was die tyd toe Dawid in die woestyn moes wegkry. Toe Dawid met sy vyande homself moes voordoen as iets wat hy nie is nie. Toe Dawid vir Saul moes vlug. Dit was 'n moeilike tyd in Dawid se lewe, maar Dawid roep uit en hy sê, ek weet my God het my lief, en omdat hy my lief het, ten spyte van my omstandighede, smaak en sien dat die Here goed is. Nou, ek het vanmôre so uitgegaan, toe Amelia hier agter vir ons vertel, die man wat sy vanmôre raak geloop het, wat gevra het, waar toe gaan sy, sy sê, hy gaan kerk toe, sy gaan nie die kerk, en hoe haar hart vol uitgegaan het, dat ons weet nie weet, is 'n baie vandaan, wat so omstandighede, sê, ons weet nie, maar vanmôre is hy dalk 'n man, wat die liefde van God moet ontdek. Royce by die huis, gaan nie om goed nie, sy gesondheid is nie goed nie, as jy met hom gesels, as jy so met hom praat, dan daar's niks met hom nie. En dan hy smile altyd. Hy kla nooit nie. Maar ek weet, Roy weet, God het hom lief. Weet jy dit vanmôre? Ontdek jy God as die God wat vir jou goed is. God wat barmhartig is. Die God wat omgee, ek moet vandag maak. Die tweede ding wat Moses uitroep, hy sê nie net God is 'n barmhartige God nie, hy sê ook, hy's 'n onvoorwaardelike God. Dit kan Kunun beteken, the gracious one, the one who bestows his benefits out of mere favor, without obligation. Daar's niks wat jy en ek kan doen, wat God se guns kan koop nie. Daar's niks wat jy en ek kan doen, om ons plek in die hemel te kan verdien nie. Daar's niks wat jy en ek kan doen om vanmôre te maak dat ons kinders van God kan word nie. Dis onvoorwaardelik wat God vir jou en vir my gedoen het. Hy het jou lief ongeag wie jy is. Hy het jou lief ongeag hoe jy lyk. Hy het jou lief ongeag jou agtergrond, die omgewing waarin jy bly. God se liefde is onvoorwaardelik. Jy moet daartoe kom, net soos jy is. Jy hoef nie eers te verander nie, jy hoef nie eers iets te doen nie, jy moet nie iets eers gaan koop nie, jy het niks nodig om te doen, as om net vanmôre te sê, Here, ek aanvaar u liefde. Kom koop sonder goud en silwer. Kom ontvang gratis, vernietig.
There's nothing we can do to impress God. God se liefde is onvoorwaardelik. Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hou op om eers te dink jy moet eers iets doen. Ek moet eers kerk toe gaan, ek moet eers nagmaal gebruik, ek moet eers dit, ek moet eers daai, voordat God my sal aanvaar. Nee, dit is 'n leuen van die hel. Kom nou, net soos jy is. Het ons nou die saak uitmaak. Al was jou sonde soos gelaken, dit sal wit word soos wol. Kom nou, net soos jy is, want God se liefde is onvoorwaardelik. Die derde ding wat Moses uitroep, Erek apatrim, the long-suffering one, die langmoedige ene, who is not easily provoked, but suffers long and is kind. Jesus was bereid om homself te offer, vir jou en my. Selfs toe hy uitroep in desperaatheid, Here, as ek U wil is, dat hierdie beker vir my verbygaan, maar nogtans was hy bereid te offer vir jou en my. Was hy langmoedig te wille van jou en my? Was hy geduldig te wille van jou en my? Al het ek hoeveel keer gesondig, al het ek hoeveel keer weer gefaal, en het ek nie al so baie keer God beloof, ek gaan dit nie weer doen nie, dan doen ek dit maar weer. Maar God is geduldig, hy is langmoedig, want hy het jou lief, en hy wil nie jy moet verlore gaan nie, maar dat jy gered sal word. God het jou lief. Hy is geduldig met jou. Hoekom skryf ons mekaar nou so maklik af? Hoekom is ons so vinnig om te sê, ek gaan nie kerk kom nie, want daai oud so gemaak. Wat gaan gebeur as God sê, hy verwerp vir jou en vir my, omdat jy so gemaak het? Hy doen dit. Want hy is lief vir jou. Hy is geduldig met jou, hy is langmoedig met jou. Numeri 14 vers 18 sê, ek is die Here, is langmoedig en vol liefde. Gee jou nog 'n kans. God is die God van 'n tweede, 'n derde, 'n vierde, 'n vyfde en 'n 20ste kans. Ja, God se genade het einde, dis waar. Maar niemand van ons weet of dit by die 30ste keer of die 100ste keer of die 2000ste keer is. Maar God se geduld raak nie sommer nie. Hy gee jou nog 'n kans, want hy is lief vir jou. Vierde ding wat Moses uitroep, is Raab Keset, wat beteken the great in mercy, which needs no explanation. God se genade is onverdiend. Johannes 1 vers 16 sê, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade, en ek wil aangaan op genade, op genade, op genade, op genade, op genade, want sy genade is onverdiend. Sy genade is meer as genoeg. Sy genade hou nooit op nie. Maar Paulus 3 keer vir God vra om die doring en vrees te haal. Dis sê God vir hom, my genade is vir jou genoeg. Dis God se liefde. Sy genade hou nie op nie. Tot dit ophou, maar ek weet nie wanneer. Vanmôre broer en sussie, ons net kan besef hoe lief God ons het. In hierdie tyd wat dinge so verskriklik verkeerd loop, so baie dinge gebeur wat ons nie verstaan nie, dat mense ons so teleurstel, dat jy niemand meer kan vertrou nie.
wat jou niemand se woord meer kan staat maak nie, te midde van al hierdie goed, het God nog altyd genade. Ja, my. Moses se volgende reaksie was, toe hy God van agteraf sien, was Motser, Keset, wat beteken, the keeper of mercy. He who does not desert those he loves, but is merciful to them and their children from generation to generation. God sê dit, van geslag tot geslag sal ek genadig wees. Want hy bly getrou. As hy vir jou iets beloof het, gaan hy dit waar maak. Die werk wat hy begin het, gaan hy klaar maak. Hy sê die een jota of titel van die woord van God sal verlore gaan nie, vir alles die gebeur het. God is getrou. Hy's gister, vandag tot in ewigheid, is hy dieselfde. Hy kan nie teruggaan op sy woord nie. God se belofte staan vas. 1 Tessalonisense 5:24, hy wat jou roep, is getrou, en hy sal dit ook doen. Hebreërs 13:5, hy het gesê, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie, en hy's getrou. Dis God se liefde. En jy sit miskien daar in 'n gat, en jy dink, Here het my vergeet, Here dink nie aan my nie, ek bid hierdie dag vas, niemand gee vir my om nie. Dis 'n leuen van die duiwel. God se liefde is getrou. He will carry you through. He will be with you until the end. Dis God se liefde. As jy vanmôre sê, jy pastoor, jy gaan nou te ver, want dit werk nie in my lewe nie, dan ken jy nog nie God se liefde nie. Dan verstaan jy nog nie sy liefde nie. Die laaste ding wat Moses uitroep, is Nosé Avon, the forgiver of iniquities and sin. In Johannes 1:9, as ons sondes bely, hy's getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Gister op 'n stadium sit ek en ek dink aan 'n paar goed wat ek al in my lewe gedoen het, wat nie altyd so wonderlik was nie. En my eerste reaksie en neiging was om net met die Here daaroor te praat. Die goed het my net my gedagtes opgekom. En volgende oomblik kom die Heilige Gees. En hy sê vir my, Herman, hoekom wil jy met God hieroor praat? God weet nie waarvan jy praat nie. Want hy sê hy het jou sonde in die diepste van die see gegooi. En hy verwyder so ver as die ooste van die weste. Hoekom wil jy nou met God oor praat? God weet nie waarvan jy praat nie. Hoekom herinner ons onsself so dikwels aan die verkeerde goed? Hoekom gebruik ons 3/4 van ons tyd om altyd oor die negatief te praat? Hoekom is dit so dat ons so 'n bietjie op 'n memory lane ingaan, dan dink ons aan al die verkeerde goed van die verlede? Die woord van God sê, God het my so lief, dat hy daarvan vergeet het. God het my so lief, dat hy my vergewe het, en my van al my ongeregtighede gereinig het. Hy dink nie meer daaroor nie, dis verby, dis afgehandel. Dis al die bloed van die lam. Want hy het my lief. Kom ons stop om vas te hou by die negatief. Kom ons stop
om vas te haak by al die lelike gedagtes en herinneringe van die verlede. Kom ons begin praat oor God se liefde. Kom ons hou vas aan sy liefde. Kom ons vertrou sy liefde. Volgende skyfie asseblief. God se liefde is altyd goed. God se liefde is onvoorwaardelik. God se liefde is lankmoedig en geduldig. God se liefde gee onverdiende genade. God se liefde is onveranderlik en getrou. God se liefde is altyd bereid om te vergewe en te vergeet. Dis die God wat ons dien. But do we believe it? Leef ons daarvolgens. Laat ons toe dat dit ons lewens beïnvloed. Kan ons soos Johannes uitroep in 1 Johannes, wanneer hy sê, as ons sê, God is liefde, dan moet ons mekaar net so lief hê. So. As ons mekaar net so lief hê, soos God ons lief het, is ons altyd goed teenoor mekaar. Is ons onvoorwaardelik in ons optrede teenoor mekaar. Is ons lankmoedig en geduldig met mekaar. Gee ons onverdiende genade vir die wat val en ons teleurstel. Is ons altyd getrou teenoor mekaar. En is ons regtig bereid om altyd te vergewe en te vergeet. Ons kan nie sê, ons het God lief, as ons nie mekaar lief het. Want Jesus kom en hy sê, hoe kan julle sê, julle het God lief, as julle hom nog nie eens gesien het? Jesus kom en sê, Heer, asseblief, kan ek nie asseblief u sien? Nie kan nie Moses, maar ek gaan my agterkant vir jou wys. Toe hy dit sê, toe roep hy uit, wow, my God is hierdie wonderlike God, hierdie absolute wonder van God se liefde. Maar ken ons hom so? Mag die Heilige Gees kom. Dit is wat hierdie woord ook sê, wat ek vir julle gelees het. Hy sy Gees in ons hart uitgestort, om ons te kom leer, en te kom lei, en ons te kom help, om hierdie wonder van God se liefde te ontdek, en uit te